so stil word in jou lewe, wat jy agterkom naby is God eintlik. Amen. Groepie vanmorgen elkeen vir hulle wat die lang verhoogte vat, baie welkom saam met ons. Stel die Here dat julle gespaar, bewaar, behoed. En hoe gaan het nou met jou papi, broer Jan? Nog eens was bid vir hom. Dus ek het het Maxie het jy gesê. Kom ons gaan bid. Die Here weet as ek daaraan dink. En ek gaan vanmorgen met jy iets praat wat baie maklik daarby kan aansluit. Ek gaan vanmorgen met jy iets praat wat elke koortjie wat ons vanmorgen gesing het, en dank God, ek het nie die koortjies kies nie, wat ek daarby een deel kan maak, en deel maak van die woord wat die Here vanmorgen tot ons spreek. Iets wat baie belangrik is vanmorgen. As jy jou Bybel saamgebring het, blaai saam na Psalm 85 toe. Psalm 85. Gaan net so 'n paar verse daar saam lees. Dan wil ek jy beklemtoon op net 2 punte, 2 van die verse. Psalm 85, lees daar sommer van die eerste vers af. Vir die musiekleier van die kinders van Korach, 'n psalm. U het, o Here, welbehaag gehad in die land, die lot van Jakob het u verander. U het die ongeregtigheid van die volk weggeneem, al hulle sonde bedek, Sela. U het al die grimmigheid teruggetrek. U het u van die goed van die toren afgewend. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet die grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees. U toren laat duur van geslag tot geslag. Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie. Laat ons u goedertierenheid sien, o Here, en gee ons die heil. Ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar hy laat hom nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon, net tot so ver. Die eerste 2 woorde van die 5de vers, herstel ons, en dan ons tekstvers, die 7de vers, sal jy ons nie weer lewend maak, sodat in u volk en u kan bly wees. Sal jy nie weer die kerk laat herleef nie. Amen? Sluit vir ons so. Vader, baie dankie vanmorgen vir hierdie goddelike geleentheid. Dankie vanmorgen vir die heilige woord. Dankie Here vanmorgen dat ons in die teenwoordigheid kan sit, op heilige grond ons voete kan neerplaas. Maar ek wil vanmorgen bid en vra, Here, dat elke oor sal seën in hierdie plek. Vader, dat elke hart sal wyd oopgemaak sal wees, en dat die woord is, die woord vanmorgen op vrugbare grond sal val. En die Heilige Gees die naprediker sal wees. Dit sal benat en dat die woord sal groei, ja. Sal vrug dra en veel vrug dra. Bid Vader dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart vanmorgen u welbehaaglik sal wees. En dat u, Here, tot ons sal spreek. Daar waar sy spreek, Here, die diensknegte en die dienstmaagde wil luister. En die woord van die Here, en ons sê vir die dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil vanmorgen met u en kort praat oor, Here, laat u kerk herleef. Ons lewe in 'n tyd, kind van die Here, waarby dit wil voorkom of die kerk haar invloed verloor. Hallo. Ons lewe in 'n tyd wat mense koud geword het. Kan ek amen kry?
Ons lewe in 'n tyd waar die krag van God min of glad nie meer in die kerk is nie. Kom aan kerk, lewe vanmôre met my saampraat. Ons kan nie net aangaan van kerk na kerk, na Sondag na Sondag, en ons bly dieselfde. Die kerk moet weer die krag van God in die kerk terugkry. Die kerk moet weer herleef. En dit maak, ek weet verseker vanmôre, dat het maak nie saak dat hoe dat die kerk vanmôre lyk nie. Wie is die kerk? Ons, nie die gebou nie. Dit maak nie saak hoe dat die kerk vanmôre lyk nie. Ek weet, die kerk behoort nog steeds aan Jesus Christus, en hy sal ons nie laat vaar nie, halleluja. Want God wat in werk in hierdie kerk begin het, is die God wat in staat is om hierdie kerk te voleindig. Om my en nie te voleindig. Ek wil vanmôre vir die gemeente sê, ons het nie nuwe programme nodig nie. Ons het nie nuwe strategieë nodig nie. Ons het nie nuwe terapeuties nodig nie. Maar weet jy wat? Ons het herlewing nodig. En dat die vuur van God terug kan keer in die kerk van die Here. Halleluja. Okay. Lord, somebody shout hallelujah. Hallelujah. Jy sien, herlewing is nie iets wat daar buite gebeur. Vat vanmôre so in jou eie hart. Want dis waar hy begin vanmôre. Hy begin vanmôre by my. Ja, okay, hy begin by die pastor. Nee. Hy begin by die pastoor. Hy begin by Broeralwyn. Hy begin vanmôre in jou harte. En dis waar ek en u vanmôre moet gaan kyk. Nie sê Here stuur herlewing nie. Here begin vanmôre by my. Halleluja. As hy dit in my hart vanmôre begin by my. Hoor het gehoor. Wanneer die kerk weer brand, wanneer die vuur van die kerk weer brand, en ons geloof en gebed herstel word, sal die wêreld weer kan sien dat ons God lewe. Ek weet nie of ek dit mag noem nie, broer. Iemand van 'n ander geloof. Afgode. Hy was daar gewees en hy dinge gaan doen daar. En hy kom by my en hy sy nie Christelike kant nie, oor gemooi. Maar sy het Koen toe gegaan en vir hom 'n geestelike geskenk gaan koop. En hy was so 'n bietjie bekommerd daaroor. Ek sê vir hom, weet jy wat? As 'n afgode dienaar na 'n Christelike winkel toe stap, net vir jou 'n geskenk koop met 'n Christelike. Halleluja! Glory! Dit was die begin. Weet jy wat sê sy vir hom? Ek wil hê jy moet in hierdie week vir my kom bid. Hy sê maar jy moet weet, ek bid in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Sy sê ek weet, dis reg so, halleluja. Glory! Die vuur moet hier terugkom in die kerk van die Here, halleluja. Dus wat moet ons doen? Die kerk moet weer terugkeer na sy eerste liefde toe die eerste plek. Hy sê maar ek het dit teen jou, Openbaring 2 vers 4 en 5. Dat jy eerste liefde verlaat het. Onthou dan daarvan waarvan jy uitgeval het en bekeer jou, doen die eerste werk jy. Anders dan kom ek gou na jou toe en sy jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Die kerk moet terugkeer na die Here Jesus self toe. Jy gaan jou verstom as ek sê as kerke waar Jesus buite kan die weer staan. Hallo kerk. Verstaan ons nie moontlik nie. Die kerk moet terugkeer, nie na 'n gewoonte of 'n tradisie. Die kerk moet terugkeer na 'n vars verhouding en ontmoeting met die Here Jesus Christus. Dis waar die kerk moet terugkeer. Nie na een of ander programmetjie of 'n ding nie. Luister, wanneer ons op die punt kom kerk, wanneer ons weer tyd in die teenwoordigheid van die Almagtige spandeer, sal die vuur weer in jou hart begin brand.
Dan sal ons bid. Here sal nie ons nie weer lewendig maak, dat ons hoor nie kan bly wees nie. Dan sal ons begin bid, sê Here, ek voel so bedruk, maar Here, laat die woord heilig lewendig in my kom woon, halleluja. Ek wil 'n stelling vanmôre maak. Gebed bring lewe. Verwaarlosing van gebed bring dood. Amen. Kan ek weer toe sê? Gebed bring lewe. Broer, suster, jou mense, as jy vanmôre wil begin lewe, begin bid. Lees jou Bybel. En jy sal verwaarloos jou Bybel. Vergeet om te bid. Jy sal krimp. Gebed bring lewe. Verwaarlosing daarvan bring die dood. Die kerk moet nie net hulle eerste liefde terugkom. Die kerk moet weer gevul word met die Heilige Gees van God. Hallo. Pastor, ek weet jy het. Ja, jy het. As jy hart vir die Here gegee dan by jou kom inwoon. Deur die Heilige Gees. Dis wedergeboorte. Ek praat van Santiaans. Ek praat van die kerk moet weer vervul word met die Heilige Gees. Handelinge 2:4. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Jy sien daai eerste kerke, toe hulle opstaan, toe God daai kerk stig, toe staan hulle op vervul met die Heilige Gees van God en spreek in tale en wonders en tekens volg hulle. Ek kan nie die werk van God vanmôre doen met my vleeslike fisiese liggaam nie. En ek kan dit ook nie doen nie. Ek het die Heilige Gees van God nodig, want is die Heilige Gees wat sy tonge van vuur op hulle verdeel het. Dis die Heilige Gees wat wysheid gee. Dis die Heilige Gees wat ons vanmôre die vermoë om kragtige getuies van die Here te wees. Dis die Heilige Gees. Ja, was ek weet van kerke waar toe suster in tale begin praat. Toe maak hulle haar stil. Suster, ons doen dit in die kerk. My God, God te gee, dat elke by die kerk instap, taalsprekende mense in diens sal wees. En dat God sal begin beweeg, soos die Here wil beweeg, soos wat ons nog nooit gesien beweeg. Kan ek net amen kry asseblief? Halleluja! Glory to God! Die kerk moet vanmôre begin bid, sê Here, hoe God vul ons weer, halleluja! Die kerk moet vanmôre begin, Here begin beweeg in ons midde, en as jy moet nie verskoon nie, moet nie verskoon nie, maar sny reg deur die band, Here, maar beweeg net in ons midde, halleluja! Jy gaan nie baie resultate kry. Wanneer jy dit wil sugarcoat. As jy sugarcoat gekoop vir jou soets. Ek hou van sugarcoat. Dat jy nie met die suikers op, dis gaande daarmee. Halleluja. Maar ek kan nooit die woord van God sugarcoat. Hierdie woord is reguit skerper dan 'n tweesnydende swaard. Dit dring in en dit maak skeiding. Halleluja. My gebed vanmôre sal God nie skeiding in my lewe, 'n skeiding in die lewe gaan maak nie. Halleluja. En jy sien waar die Gees van die Here is, daar is lewe. Daar is vryheid. Waar die Gees van die Here is, daar is genesing. Halleluja. Jy sien die kerk het so wegbeweeg. Baie jare terug. Die so gesing het, dat die mense so opgespring is, hulle genees in die bank uit. Why? Want die Gees van God het begin beweeg sonder dat iemand vir hulle gebid het. Sonder dat iemand aan hulle gevat het. Wat God sê, jy sien wanneer God se Gees opdaag, dan gaan dinge gebeur en dinge gaan verander. Halleluja. 'n derde ding, ek sê vir jou, kerk net terugkeer as die eerste liefde. Hy moet gevul word met die Heilige Gees, maar die kerk moet weer lig en sout wees. Die kerk moet weer lig en sout wees. Hy sê, Matteus 5, vers 14 en 15, julle is die lig van die wêreld. Wie?
Kerk, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit onder 'n maanemmer nie. Maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Halleluja. Laat jou lig so skyn, nie tot dat jy moet goed voel nie, nie dat jy moet geïmpres wees nie, dat God die heerlikheid en die eer in die hemel kan kry. Halleluja. Ek wil vanmôre vir u sê, 'n herleefde kerk kan nie stil bly nie. Ek het bekom het gister so ondervinding gehad met die inligting. Hy was daar by my gewees. Toe hy wil ry, staat hy sy voertuig. Julle ken ons vroue, julle is ons vroue. En ek en hy maak klaar gegroet. Maar die vrou, ja, halleluja. Ek sê se paar susters vir my. Kom aan, susters. Kan susters maar sê amen. En ek sien hoe Tom sluit sy voertuig af. Dan praat ek en hy maar weer so 'n bietjie. En hy begin en hy stap hom weer, hy gaan nou ry. Maar die vrou het. Dis asof hulle mekaar vir 10 jaar nie gesien het nie. Kom aan, as daar 'n vrou ook in die plek was toe. Hulle sit die voertuig af. En bespaar net maar 'n bietjie diesel. En na 'n plek sien ek dat as jy daai voertuig staan en die stuurwiel gaan so. Hy skuif ons op en af. Ek sien daar gaan die stuurwiel, ek hoor daar staan in die voertuig. Die derde keer, hy wil ry. Maar jy kan hom nie stil kry. Jy kan hom nie opgehou praat kry. Dan die vierde keer, dan dink ek toe sê uiteindelik, nou ry ons. Hallo kerk. Ek wil vir jou sê, as die kerk van die Here begin lewe, gaan jy 'n leefde kerk, gaan jy nie kan stil kry nie. Jy gaan hom nie kan stop nie. Jy gaan hom nie kan verander nie. Halleluja. Glory. Broer, as jy nou weet wie dit sit, onthou maar net hierdie paar woorde vanmôre. Wanneer God se vuur in jou lewe begin brand, gaan mense dit hoor, mense gaan dit sien, mense gaan dit ervaar, dit gaan wys in jou liefde, dit gaan wys in jou woorde, dit gaan wys in jou dade. Ek wil so ver gaan vanmôre. As 'n kerk herleef is, dan sal jy nie meer mense kry wat in die kerk sit en kwaad is vir mekaar. Ja, halleluja. Hi! Wanneer die kerk herleef is, gaan jy nie mense kry wat jaloers is op mekaar nie. Wanneer die kerk herleef is, dan gaan jy nie mense kry wat skinder van mekaar nie. As jy al met so 'n bietjie minder as net. Die herleefde kerk gaan jy nie kan stil maak nie. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre sê, daar's genoeg buitestuurnis daar buite. Daar's genoeg onheil daar buitekant. God roep sy kerk om lig te wees, halleluja. Hy roep sy kerk om kragtig te wees. Hy roep sy kerk om anders te wees. 'n dooie kerk gaan niks verander nie. 'n herleefde kerk sal nasies laat omdraai. Ek sê weer, 'n dooie kerk sal niks verander nie. 'n herleefde kerk sal nasies laat omdraai na Jesus toe. Halleluja. En net op daai wil jy nie, ek bid, hier by 6 gaan, ek gaan saam met jou bid. Reg deur die Bybel gebruik God 'n persoon. To make a big difference. As God net daai vroutjie probeer gaan bid. Net haar omkeer. Net haar siele. Dan word pa en ma en oupa en ouma en 'n broertjie en 'n sussie en 'n kleinkind en 'n whatever. Word almal omgekeer, halleluja. Want een persoon gaan 'n verandering in daardie huis bring. Prys die naam van die Here. En God roep die kerk vanmôre.
elke kerk, elkeen wat luister nog, Efesiërs 5, en daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op in die dode, en Christus sal oor jou skyn. Stay awake, you saints awake. Dat die kerk sal begin wakker word. Dat die kerk, ek wil vanmorgen vir die kerk, of jou vraag, kan hier die kerk nie vanmorgen, maar net 'n besluit wees, ek wil weer warm wees vir Jesus. Ek gaan dit nou weer sê. Maar as ek dit nou weer sê, dan wil jy so 'n bietjie uit jou bank uitspring. En God begin groot maak. Sien daar gepreek nie, wil net. As ek dit vanmorgen weer sê, dan moet jy so 'n bietjie wys. Here, ek wil aan brand wees vir die Here. Amen. En Jesus daar, ek vra weer vanmorgen, wil jy die kerk nie vanmorgen so 'n bietjie gaan die brand wees en vir die Here, wil jy die kerk nie vanmorgen so 'n bietjie opstaan en sê, my God, ek wil aan die brand wees vir die Here. Kom ek af die Here prijs. Jy wil ook oppassen. Maar hy jou steeds vanmorgen. En sê, my God, ek wil aan die vanmorgen. En dan moet jy die Here wees. Halleluja. Halleluja. Glorie, ek wil 'n lewende instrument wees. Ook jy kan die sitplek nie. Mooi. God het nie vir jou geskep om 'n ornament te wees nie. Ek praat altyd met my vrou, sê ek het 'n naam vir dit. As iets wil kry, sê ek gaan nie daarmee maak nie. Ek gaan net daar sit. Ek sê sy daai stofgatertjies. Sy gaan net verkoop en doen, ek het nie 'n probleem met dit. Die huis binnekant is haar storie. Sê kom karre nie by die garage, dis myne. Ek was 'n paar vrou wat in die garage ook wil. Nee. Maar gou mooi. Hy ornament is net gemaak om stof te gaan. Want jy moet hom elke week. Stof jy elke week af. Hy gee vir jou werk aan. Maar 'n instrument in die hand van die Here bly skoon. Hy bly kragtig. Hy bly vuur. Halleluja. Hy beteken vir jou iets. Ek weet as ek by ons net elke dag kom, gaan ek dit kry. Oor die ornamentjies, maar bless die jou. Kan ons nie weer, weet jy wat? Ek bid God vanmorgen, dat die Boedelingsbank weer 'n bank sal wees vol trane. Halleluja. Amen. Amen. Dat die Heilige Gees so sal werk in ons dienste. Kragtig. Hoor jy die pastoor vanmorgen? Die kerk moet weer herleef. Halleluja. As het so dood geword, so anything goes. As ons vanmorgen die diens, gewoon lekker gesing. Maar dat is niet so bad nie. Opkomst was nie. Kerk van die Here, dit het altyd geword. Die komst van Jezus is voor die leer. Dat die kerk in krag sal opstaan en begewys hy lewe. Halleluja. Halleluja. Dit help nie. Luister mooi vir elke. Ja, ek praat van Pinksterkerk, en daar's min van hulle op hier. Ek praat van Pinkster. Ek praat nie charismaat en ek praat van Pinkster. Daar's min van hulle op hierdie sekers. Maar het help nie ons in die naam van Pinkster en ons is dood nie. Hallo. As ek sê ek is Pinkster, dan wil ek weer vanmorgen sê ek is trots daarop. En as ek 'n devil chase, halleluja. Ek is bloed gekoop, halleluja. Ek is bloed gewas en gereinig, halleluja. Ek spreek in tale. Ons moet begin al die goed te doen. Prys die naam van ons Pinkster, halleluja. Yes. Glory. Kerk moet herleef. Kerk moet opstaan. Ek praat nie van die gebou nie. Ek praat van die liggaam van die Here Jesus Christus, wat moet opstaan, en begin wys dat ons lewe, vol, lewend, vol van die Heilige Gees vuur, en Jesus daar, vol gees deurdronge. Of môre sê, die wêreld wag nie vir 'n nuwe boodskap. Die wêreld wag nie vir 'n nuwe boodskap nie.
Weet jy waarvoor wag hulle? Die wêreld wag op 'n herleefde kerk. Want weer die ewige waarheid van die evangelie wys dat ons om lewe, wys dat ons dit glo, wys dat die krag van God in ons is. Dis waarvoor die wêreld wag. Dis waarvoor die wêreld wag. Ek sê die wêreld ken ook vanmôre die skyn. Die kampstige. Die onegte. Twee pastore van die AG sing ons profet. Al die kinders van Jesus is die polkosse. Die wêreld daar buite weet ook wanneer dit die krag van God is en wanneer nie. En dis wat ek weet, ek praat nie nou oor ander, ek praat met ons kerk vanmôre, iemand vanmôre in die plek sê, laat ons die boodskap van die evangelie met 'n nuwe vuur en 'n vars vuur weer sal uitdra na dit wat buite kan toe gaan. Mense het genoeg woorde gehoor in die lewe. Hulle soek dit, daarom wil God maak dat u die woord van God is, dat hulle die Bybel in my kan sien, dat hulle die krag in my kan sien. Dan die gebedsaltaar weer hoog sal brand. Jy sien nie wat voor die plek is, jy moes nooit by die huis weggegaan het, alvorens jy nie op die knieë voor God span. Is dit wel prima? Jy moes kerk kom het ingebid. En ek is nie hier om iets te bring wat jy van gaan hou. Ek is hier om jou ongemaklik te laat voel. Jy moes ingebid gekom het hier. En as jy ingebid gekom het, sou jy die tyd gehad het binne die gebou vir enigiets anders as om met God te praat. Jy moet jy dink daar. As jy niks anders gehad het as om hom te vereer. So jy saak by God te stel. En te bid, Here, dat jy die kerkdiens vanmôre sal sien. Te bid, Here, vir vrymoedigheid. Bid, Here, dat daar eensgesindheid is. Bid, Here, dat jy die diens sal lei volgens die Heilige Gees. Bid vir die orkes en die voorsangers. Bid vir die sangleier. Bid vir die prediker. Bid vir die uitnodiging. Bid vir die lofsanger en die aanbidding dat dit wel behaaglik voor die Here sal wees. Dan het ek ingekom, as ek ingebid is, dan het ek nie tyd gehad vir enige ander praatjies nie. Ek het net tyd gehad om met God te spandeer. God se ontferming is groot en sy genade kan alles doen. Dis tyd dat die kerk sal begin bid, totdat God ons weer lewendig maak. Maar weet jy wat wil God doen? Hy wil weer skoon water op jou uitgiet. Die Bybel sê dat daar in Jesaja. Hy sê sodat jy rein kan word. Hy sê ek wil jou weer 'n hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees verwyder en julle hart van vlees gee. Hoekom? Sodat julle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen. Halleluja. Jesus kom na die dag van die fees, die groot fees. Toe staan hy op in die middel en hy het uitgeroep, hy het nie gesê nie. Hy het geroep, as iemand dors het, laat hom kom drink, verniet. En dan sê hy wat aan my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water uit sy binneste vloei. En hy het dit gesê van die gees wat hy so ontvang wat in hom glo. Matteus 5 sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Ek wil vanmôre sê, Here, herleef hierdie gemeente. Here, herleef hierdie gemeente. Here, herleef elke kerk op hierdie suidkus. Here, sodat die volk hulle in u weer eens kan verheug. Daar's mense met goeie getuienisse. Maar ek kan nie vandag ry op die getuienisse van 20 jaar terug. Wat die Here die laaste 19 jaar doen.
Wat het in die laaste week vloeg? Ag, ek stoef my daar voor. Ek is daar waar ek van die Here was. Jy sien jy vir dinge wat in die kerk begin het. Die kerk het begin by die losop. Die kerk bid nie eers die kerk gebid het. Nou ons het al baie hieroor gepraat. Jy sien baie het ons meermale daaroor praat sodat ek jou gees vasloop. Die prediker getuig nou so hele terug. Hy sê met die Here gepraat. Die Here het gevra hoeveel vertakking het in sy kerk en hy was trots om te sê soveel en soveel en soveel. Die Here vra vir hom net die vrug aan hy vertakkinge. En hy kom toe agter van die takke, daar's mense wat aan die takke werk wat is droog. Daar's die vrug. Die Here vra vir hom hoeveel boodskappe preek jy in 'n jaar en nogal trots en sê soveel en soveel. Die Here gee hom opdrag, hy sê pak 7 boodskappe. En preek per jaar lank net 7 boodskappe. Na jaar, toe daai pastoor ontplof in sy kerk. Wat het gebeur? Die woord het uiteindelik in die hart van mense geval. En toe die woord val, toe bring dit 'n verandering. Toe die woord val, toe bring dit 'n herlewing in daai gemeente. Toe die woord val, toe kom daar herlewing in daai dorp. Halleluja. En sy kerk verdriedubbel in 1 week se tyd sommer net so verdriedubbel sy kerk. Hoekom? Want hy toegelaat dat hy herleef word deur die Heilige Gees van God. En dis wat die kerk nodig het vanmôre. Touch me again. Nou wanneer jy so sit, en wanneer hy sit van my koor, ek op touch me again, Lord. Gaan gou sing. Dan gaan ek, is dit net so blij met die oor, sluit, sien die woorde, ken ek maar op die woord. Touch me again, Lord. Touch me again. Touch me again, Lord. Touch me again. Let your manner fall on us. Wherever I'm going, you already be. So I ask you to touch me again. Oh, touch me again. Môre so bekommerd oor wat môre en oormôre en volgende week en volgende maand gaan gebeur. Die vers sê, hou op om bekommerd te wees daaroor. Dit wat jy oor bekommer, Jesus was al reeds daar gewees, hy weet. Hy weet hoe gaan hy jou daar deurdra, hy weet wat gaan hy doen, hy weet hoe gaan hy jou uitlig, hy weet wie gaan hy op jou pad stuur om van hoogte te kom hou, hy weet wat hy met jou gaan maak, hy weet wat jou uitkomst gaan wees, en hy weet wat jou oorwinning gaan wees. Hou op om te bekommer oor die dag van môre. Die ding is van môre, hoor jy, dis wat? Hou op oor die dag. En al wat ons van môre doen, is sê, nou, touch me again. Ja, dat ek van môre weer herleef. Maar nie net van môre by die dienst nie.
Broer, jy moet vanavond by die huis gaan. Suster, jy moet jou kinders vat. En jy sê ons herleef. En jou kinders by mekaar bring. Om die woord van die Here saam as 'n gesin doen voor die almagtige God. En Jesus waaragtig in jou huis inbring, in jou lewe inbring. Dat jy nie net in jou hart herleef nie, dan gaan jou 'n gesin herleef. Jou bure gaan begin herleef, want hulle gaan begin agterkom. Daar's iets. Going, you're going, so as jy vanmorgen sê, Here, ek soek aanraak vanmorgen in Jesus naam. Here, jy moet my vanmorgen aanraak. Ek kan niks vir jou doen nie, maar God kan. Maar die waarskuwing moet net opstaan, dat opstaan. Jy gaan nie my binding. Jy moet opstaan en sê, Here, nie dat hierdie jong mense is kostbaar. Wat weet jy hoekom? Hulle het 'n klomp druk by die skool. Dit wat? Is daar druk by die skool? Kan jy maar kind van God wees daar, kyk iemand jou snaaks uit nie? Hallo, kijk. Wat is die jong mense wat 'n verskil moet gaan maak in 'n skool wat nie net 90% die Here ken of dienste wil doen nie? Hallo, daar's druk. Maar weet jy wat, hy druk kan daar wees. Maar as God my laat herleef, halleluja, dan sal die vuur in my, sal die hout en die stoppels en die hooi ook verbrand om my, halleluja. En Jezus, dames, jy vanmorgen sê, Here, raak my aan vanmorgen. Maar staan die saam met jou voete. En Jezus, dan wil ons dit sing, glory to God. Let your man fall on us. Jullie staan vanmorgen die kerk voor my saam met my. Here wat vanmorgen sê, begin herleef by ons, Here. Nie by die mansie, nie by my broer, nie by my suster nie. Here, begin vanmorgen by elke individu. Begin by my, Here. Begin by die bestuursraad, begin by die orkest, die voorsangers, die sangleier. Begin by elke gemeente lid, Here. Maar ons vanmorgen bid, Vader, daar waar ons traag geword het, daar waar ons lui geword het, daar waar ons versaak het, Here, in ons verhouding met die Here, want ons vanmorgen vra, Vader, vergewe ons
in die naam van Jesus Christus. Maar Here, laat ons herleef, laat ons blydskap in die weer volkome kan wees vanmôre. Dat Here, dat U so oor 'n dors die mense se lewens sal sit. Dat hulle kan genoeg kry van die woord nie. Dat hulle genoeg kan kry om met Jesus te praat. Here, ons het gesit en die begin 'n bietjie praat met Jesus. Maak alles reg. Here, ek dink baie keer ons bid te min. Maar ek bid, Vader, dat gebedsaltare in hierdie plek vanmôre herstel sal word. En ja, en die manne van daar tyd is, dat die kerk sal wees, 'n binnende kerk in Jesus naam. Dat die kerk 'n herleefde kerk sal wees. En dat die wêreld daar buite die duisternis sal sien, waarlik, ons wag vir herleefde kerke. En ons sien een, halleluja. En dat U dit sal gebruik, Here, tot uitbreiding van die koninkryk. En Jesus naam. Here, dat ons die eerste liefde weer sal opbring. Here, dat ons weer vervul sal wees met die Heilige Gees. Ek wil bid die tyd wat kom. Here, as van ons wat gedoop is met die Heilige Gees. Ek wil bid, Here, dat ons by 'n plek sal kom van 'n herinvulling in Jesus se naam. Hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, Here, dis 'n geskenk van die Vader. Here, dat hulle sal smag en soek. Dat in hulle lewe geopenbaar dat U dit vir hulle sal gee, Here, in Jesus se naam. Maar Here, dat ons sal gaan sê vandag, Here, ons is herleefde kerke. Herleef in die woord van die Here. Gehoorsaamheid aan die Here. Getrouheid aan die Here. Dat Here, dat U sal wees die spotpunt waarom alles sal draai. Halleluja. En niks anders vir ons sal saak maak nie. Here, waar ons môre en oormôre en volgende week. Here, dis nie ons probleem nie. U weet reeds waar ons sal wees. U weet reeds die uitkomste wat U bepaal het vir ons. Daarom wil ons net berus in hierdie oomblik. Here, wil ons net sê, Here, herleef ons hart. Ek wil bid, Vader, dat U met 'n kolfie vanaf die altaar mense se lippe en tonge sal aanraak. Here, ons skaam ons nie vir die evangelie nie, want dit is die evangelie van krag, die Christus Jesus. Halleluja. En dat ons sal staan vir die naam, die saak van die Here, dat ons sal staan vir die waarheid. Dat ons sal staan vir die egtheid, Vader. Help ons. Here, dat ons nie net in die diens vanmôre herleef word nie. Maar Here, ook in ons hele verhouding, ons gebedstyd met U herleef. Here, daar waar ons op plekke sal kom, daar waar ons vergaan, Here, hulle wat besoek as hulle saamkom, daar waar hulle kan kom, dat daar 'n herleefde kerk sal wees. En die hom aan die brand sal stuur. Bid van vanmôre in die wonderlike naam. Ons sê dankie daarvoor, Vader. In Jesus se naam. Halleluja. Dankie. 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 Halleluja. Oh, Father. Oh, yes, wherever I go. Yeri was on the outside of the glory. Hallelujah. So I ask you to touch